Vanoggend is dit my voorreg om nog 'n stukkie van die skatkis uit te pak. Party van julle sal weet dat die Here het vir ons 'n baie spesiale woord gegee vir hierdie jaar, 2 Timoteus 2, wat sê vertrou dit toe aan getroue manne wat ook in staat is om ander te leer, nê. Teen die einde van hierdie jaar gaan ons daai versie ken. Maar wat ons nie geweet het nie, is die skatkis wat alles daarin opgesluit is. En ek het die voorreg om vandag nog 'n stukkie uit te pak. Nou ek sê die enigste een wat dit uitpak nie. As jy die afgelope paar weke saam met ons was, so van die 19de Januarie af het ons Visie Sondag gehad. En toe het ons 'n gekombineerde woord gedeel wat die Here vir ons gegee het as 'n eldership wat so 'n blessing vir ons is om te sien hoe dit gaan ontvou. En toe het ons dit stadig gaan begin uitpak. En julle sal onthou, julle was op 'n pad gewees. Louise het verduidelik wat beteken toevertrou regtig en wat beteken dit om getrou te wees. En toe het Chris gepraat oor hoe belangrik dit is wat ons met ons tyd doen. Ons tyd op die aarde is eintlik meer beperk as wat ons baie keer dink, nê. En hy het gepraat dat ons wys moet wees wat ons daarmee maak en dat ons akkuraat sal lewe. So toe het ons saam met hom daai stukkie uitgepak. En toe het ons weer saam Louise 'n stuk uitgepak. Sy het gepraat, waar begin ons? Het jy ook al gevoel, waar begin ons? En toe het sy ons gehelp om te sê, kom ons begin net om by Jesus te wees. Dis die belangrikste. Kom ons begin daar. Kom ons wees net saam met hom. En verlede week het Jan gevra, wat is dit wat ons nou moet oordra? Ons sê heeltyd, dra dit oor. Maar op die aarde, wat is dit? En toe het hy so 'n lekker voorbeeld gehad van 'n aflosstokkie, en hy het gesê, wat is die aflosstokkie? En ons het saam daarop afgekom dat die aflosstokkie is die koninkryksbeginsels wat ons graag wil oordra. En in elke aspek van ons lewe, is dit nie? Hoe lyk dit? Hoe lyk die koninkryksbeginsels? Nou die koninkryksbeginsels is ongelooflik prakties. Nêrens in die woord sê dit, dis net vir Sondag nie, het julle dit agtergekom. Dit affekteer elke aspek van ons lewe. En vanoggend wil ek graag daarmee aangaan, en ek wil praat oor, hoe lyk die proses nou? Ons het die stokkie gekry, en so net vir 'n side note, dis verskriklik belangrik dat ons sal weet wat die stokkie is en hoe hy lyk. Want ons kan ook besig wees om met verkeerde stokkies te hardloop en hom aan te gee. Dit is baie gevaarlik. Ons moet weet, so wat ons ook al aangee in ons lewe, moet deur die sif van die koninkryksbeginsels gaan, en as dit deurgaan, dan kan ons dit aangee. En in almal van ons se lewe gaan ons agterkom, daar's party goed en party areas in ons lewe wat ons dalk besig is om met 'n stokkie te hardloop wat nog nie deur die sif is nie. Maak dit sin? En dan kom ons by die koninkryksbeginsel uit. Maar dit is 'n proses. Wie het al agtergekom dit is 'n proses? Dit gebeur nie oornag nie. Miskien is dit net ek en Jan wat so stadig is. Nou vanoggend noem ek dit Wen die wedloop. Dis my titel, Wen die wedloop. Ek hoop regtig hy kan opkom. Wonderlik. Prys die Here. In fase 6 is hy nie goed nie, nê. So ons praat oor wen die wedloop. Nou, hoe lyk hierdie proses? Hoe lyk hierdie wedloop wat ek moet wen? Nou, ek weet nie wanneer laas was julle by 'n atletiek byeenkoms nie, nê. As jy kinders op skool het, dan kom jy redelik gereeld daar, en dan sou jy eintlik, soos ek het gehad het, hierdie Saterdag sou jy by Interhoor gewees het, nê. En almal was reg vir hierdie storie. En toe reën dit, toe laat hulle my weet in die week, hulle is baie bekommerd, want is dalk nou nie meer Interhoor nie, dis dalk nou Interswem. So hulle gaan dit liewer uitstel. Maar hoe dit ook al sy, ergens was jy al by atletiek byeenkoms, of wanneer laas het jy byvoorbeeld 'n atletiek byeenkoms gekyk waar byvoorbeeld die Olimpiese spele, en hulle kom hier by die aflosse. Ek onthou toe ons op skool was, dit was soos die hoogtepunt, nê. Kyk, jy's so moeg, nê. Jy's nie meer lus vir deelneem of vir sing of vir enige ietsie. Nou is dit die aflosse, en ek weet nie wat gebeur nie. Maar daar kom 'n verwagting. Almal is op die punt van hulle stoele, nê. Hulle kan nie wag nie, en hulle kyk. En partykeer weet hulle daai aflosse kan die deurslaggewende ding wees vir die uitslag van hierdie byeenkoms. Is dit waar? Dis waar, nê. En almal is op die punt van hulle stoel. En wat hou jy dop? Waar is ons span? Waar is hulle? Laat ek dit sien. Jy weet, in watter baan. En dan, as daai skoot so klap, dan sien jy daai paviljoen staan so op. Dan het ons vergeet van die ou voor, agter, langs my, want ek wil nou sien. Hierdie aflosse is besig om te gebeur, nê. So, hoe lyk dit in die koninkryk? Maar by hierdie byeenkomste vind ons baie interessante mense. Ek weet
weet nie of julle 'n mens is en baie keer bietjie rondkyk nie, maar dit kan vir jou 'n interessante storie wees van nou wag jy nou bietjie tussenin ook, nê. Jy vind interessante mense. Dis baanbeamptes, dis onderwysers, dit is kinders, man, die hele spektrum, dis ouens wat in die kosstalletjies met goeders besig is. Maar dan kry jy twee baie spesiale groep mense. Dit is die deelnemers en die toeskouers. Nou ek voel vanoggend verskriklik bevoorreg, want ons het die voorreg om 'n besoeker uit elke groep hierso te hê. Uit hulle besige skedule het hulle by ons by Koinonia kom kuier. So aan hierdie kant het ons 'n atleet of 'n deelnemer. Ek sien hierso, jy weet hulle het mos gewoonlik 'n nommer op, nê. Ek sien hierdie een se nommer is dis die Entrust Race 222. Dit is hulle nommer. 2 Timoteus 2 vers 2, en dit is baie interessant met waarmee hulle hier aankom. Jy sal sien, die atleet of die deelnemer, jy weet afhangende van wat 'n item, hier is ons wegspringblokke, en dan vir die wat nie kan sien nie, hier is 'n jette. Jy weet, hier's allerhande toerusting, en hier's 'n sak, en dan's 'n bietjie Energite, en 'n water, en voor ek nou alles hier weggooi, want hierdie atleet, hy was al op plekke hoor, want hier's 'n paar ander goed ook, wat hy saamgebring het. Nou, ons waardeer dit so, dat hy saam met ons kan kom kuier vanoggend. En dan het ons ook 'n verteenwoordiger uit die ander groep, en dis die toeskouergroep. Nou kyk, hulle arriveer met heeltemal 'n ander pakket. Jy hoef nie onderskeiding te hê nie, jy sien hulle aankom, dis gewoonlik heel duidelik, een van die heel eerste items, baie belangrike items, as jy in die Bosveld is, lyk min of meer so, waar daar met ys in wees en allerhande goeders, nê. Dan het hy sy sonroom, want is warm hier, hy het sy donker brille, en natuurlik van die belangrikste items op die toeskouers se lys is sy snacks. Nou, vir die wat my goed ken, julle sal weet, ek hou nie baie van ry nie, so hoe jy my kry om te ry, is jy pak vir my 'n soort gelyke pakkie. Solank ek iets kan inryg, dan sit ek redelik stil, maar daarna wonder ek, hoe ver is dit nou nog, tot by die volgende stop, nê. Maar ja, ons is baie dankbaar, ons het vandag 'n toeskouer hierso, en laat hulle uit hulle besige skedule vanoggend tyd spandeer, om hier by ons te kom kuier. Nou, die deelnemers en die toeskouers is baie interessant, want ons vind hierdie prentjie ook in die Bybel, julle gaan dit nie glo nie, ons vind hierdie prentjie in die Bybel, en ons lees op verskillende plekke, maar onder andere vanoggend lees ek 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27. Hy sê, weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een van hulle die prys ontvang nie? Hardloop dan so, dat julle die prys kan wen. Almal wat in 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerhande dinge. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Gaan lees gerus die hele gedeelte, ek het net stukkies uit dit uitgehaal. So hierso sien ons 'n atleet, ons sien hy het 'n doel, daar's 'n prys wat hy wil kry, hy hardloop nie sommer net nie, daar's 'n rede, en net so is dit in ons geestelike lewe, die wedloop van die lewe. Nou, deel van hierdie proses, en ek dink, hierdie kant sal dalk vir ons bietjie beter van dit kan vertel, is, daar is voorbereiding, voordat ons by hierdie wedloop uitkom. Het julle dit al agtergekom? Nou, daai voorbereiding vir die atleet, of vir die deelnemer, behels 'n klomp goed, maar onder andere, daag getrou elke dag op. Nee? Dis een van die eerste goeders, as jy by die afrigter aankom, en dan sê, kan hulle asseblief help met 'n item, dan sê hulle, as jy by my wil oefen, daag jy op. Nee, dan weet hulle nog nie hoe vinnig jy is nie. Dan sê hulle vir jou dit. Jy moet opdaag, nee? Maar vir die atleet is een van die belangrikste goed, daag net op. En dan sal 'n volgende beginsel vir 'n atleet is, luister na die afrigter. Luister na die afrigter. Die afrigter sê vir hom, weet jy wat? Doen net wat ek sê. Want hoekom? Hy kyk uit hoeke wat jy dalk nie kan raak sien nie. So daar's 'n afrigter wat sê, luister na my. Dan vir die atleet oefen hy weer, en weer, en weer, en weer. Die wat atlete was, sal onthou. Julle sal nie glo nie, ek het ook aflos gehardloop, maar baie lang terug, nê? En na dit het ek toe nou nooit weer tot daar gekom nie. Maar dis nou besides the point, daar was voorbereiding vir hierdie saak nodig, nê? En partykeer is daai atleet op daai baan, nê? Dan was hy al so moeg vir homself, vir die tyd wat nie verander nie, sommer vir die afrigter ook, en dan daag hy alleen op daai baan op, want hy gaan nou hierdie ding, gaan hy nou maar weer
oefen. Ken julle daai prentjie? Weer en weer. Die atleet kom op 'n punt agter waar hy verstaan wen is 'n proses. Hierdie tye gaan nie net uit die lug uitkom nie. Hierdie tye gaan ek moet oefen en ek gaan weer moet probeer en ek gaan foute maak. Maar ek gaan opstaan en ek gaan weer probeer. Die toeskouer daarenteen se voorbereiding lyk heeltemal anders. Heeltemal anders. Kyk, daar's nie 'n storie van elke dag nie. Die toeskouer kom met sy coolback op die dag. Dis in te hoor, hier is ek. Die dinge moet gebeur. Ons gaan 'n bietjie kyk wat gebeur vandag. En in die proses, as jy naby genoeg aan toeskouers gesit het, het jy dalk al agtergekom. In hierdie hele proses vergeet die toeskouer partykeer dat hy nie die afrigter is nie. Jy het dit al gehoor. Jy weet, hy vergeet so 'n bietjie van dit. En dan die toeskouer, kyk hier so, hy weet hoe die dinge werk. Daar is nie van oefen nie, been there, done that, got the t-shirt, ek weet hoe hierdie goeders werk, nee? En ek het geen probleem om te verduidelik van die paviljoen af, hoe dit moet lyk, en wat alles fout is, hoekom dit nie gebeur nie, nee. Want, dis my reg, ek is 'n toeskouer, en ek is daar is nie nou van prosesse nie. Ek soek nou resultate. Nou, in die koninkryk, in die geestelike lewe, vind ons partykeer ook deelnemers en toeskouers. Jy weet, die Vader kom en hy wil vir ons 'n stokkie oorhandig. Hy wil graag vir ons iets oorgee. Maar dan wil hy, soos 'n goeie afrigter hê, ons moet ten minste opdaag. Nee, ons moet opdaag. En dan gee hy vir ons 'n afdeling wat hy aan ons toe vertrou. Ons moet opdaag by die Vader, om hom te ervaar, om sy hartklop op te tel, heel eerste, nee? Dan gee hy dalk vir ons 'n afdeling of 'n gedeelte, en hy vra vir ons, of ons nie maar daar sal opdaag nie, want jy sien, as jy nie opdaag vir die wedloop nie, kan jy nie die wedloop hardloop nie. Maak dit sin? So die Vader staan en hy nooi my en jou, dan gee hy vir ons die ongelooflikste afrigter, die Heilige Gees. En hy sê, weet jy wat, ek gee vir jou die grootste geskenk wat jy ooit kan kry, die Heilige Gees. Al wat jy moet doen is, jy moet na hom luister. En onthou, hy gaan jou geleentheid gee om te oefen. Jy gaan weer en weer en weer dalk oefen. Jy gaan dit dalk oefen, maar weet jy wat is nou die slegte nuus? Jy gaan dit dalk nie op 'n Sondagoggend oefen nie. Behalwe op 'n Sondagoggend oefen jy partykeer mos so op pad kerk toe of voor jy moet kom, nee. Dan oefen jy nou of jy die Heilige Gees gaan hoor. Nee, of net as jy hier uitstap. Maar hy gee vir ons die ongelooflikste afrigter, die Heilige Gees. En dan sê hy vir ons, my kind, hierdie is 'n proses. Jy gaan groei, jy gaan ontwikkel, maar ons gaan saam hierdie ding aanpak. Jy is nie alleen nie. Transformasie in jou lewe is 'n proses. Meld net aan, luister wat die Heilige Gees vir jou sê. Maar jy sien, die Here sit ook mense in ons lewe, wat hy partykeer aan ons toe vertrou en sê, hulle gaan my leer rondom 'n area in my lewe. Niemand van ons weet alles nie, maar die Here gebruik ook mense. Die toeskouer in die geestelike lewe klink min of meer so. Wanneer reël julle weer bietjie ietsie groot? Dit gebeur ook niks nie. Wanneer reël julle weer bietjie ietsie groot en weet julle moet bietjie so, nê? En julle moet bietjie so en hoekom maak julle nie so en hoekom het julle en julle en so, nê? Maar jy sien, die koninkryk werk so bietjie anders. Die koninkryk is nie julle nie, die koninkryk is ons. Die koninkryk is nie wat gaan julle doen nie, die koninkryk is wat gaan ons doen. Jy sien, om die foute raak te sien in die lewe, het jy nie eers onderskeiding nodig nie. Jy ry sommer deur die eerste pothole, dan het jy hom gesien. Is ek verkeerd? Welkom in Suid-Afrika, vir die res wat nie weet nie. Om die foute in die lewe raak te sien, het jy nie onderskeiding nodig nie. Om iets daaraan te doen, kos jou iets. Jy sien, terwyl ek 'n toeskouer is, het ek baie te sê en ek het baie om aan te kla. Maar as ek moet aanmeld, dis 'n ander ballgame. Want dan moet ek opdaag, ek moet oefen, ek moet luister na 'n coach wat ek nie altyd voor lus is nie. Maar daar's 'n wedloop van die lewe. Jy sien, die koninkryk werk so 'n bietjie anders as die beheerliggaam by die skool.
Jy sien, beheerliggaam by die skool, daag ek op, en ek maak 'n verskil, want my kinders is nou in die laerskool, of my kinders is nou in die hoërskool, en dan is ek klaar, dankie, tog, is 'n bietjie iemand anders se job, jy weet, hulle moet nou 'n bietjie ding vat, ek is klaar. Die koninkryk werk nie so nie. Die koninkryk is deur generasies. By die koninkryk daag jy of op, of jy daag nie op nie. Of jy meld aan, of jy meld nie aan nie. Ongeag jou ouderdom, ongeag hoe lank jy al deel is van die koninkryk, ongeag of jy vandag deel raak van die koninkryk, dan is die Vader se arms vir jou ewe wyd oop. En sê, jy is welkom. 2 groepe mense. Voorbereiding lyk heeltemal verskillend. Maar dan kom daar 'n plek wat ons nou nie net tot in der ewigheid kan oefen nie. Eerens moet ons die wedloop hardloop. Is dit nie waar nie? Eerens moet hierdie ding getoets word. Of ek reg is, of ek ook daai spanning en daai druk van al daai toeskouers, jy weet, en die mense raas, en dis heeltemal, eerens moet ek hierdie ding nou toepas, is dit nie? Is dieselfde met atlete. Eerens het hulle geoefen en geoefen. Maar op die ou end moet ons die wedloop hardloop. Nou toe ek nou 'n bietjie gaan dink, nou hierdie met julle nou met 'n tong in die kies vat, dis 'n Mariaan vertaling. Ek het vir ons 'n handleiding opgestel. Ek noem dit Triple R 101 for Dummies. Triple R 101 for Dummies. Ek weet nie wie van julle dit al gesien nie, maar hier is my vertaling van dit. Relay Race Rules 101 for Dummies. Nou, as jy begin om 'n afloswedstryd of 'n afloswedloop deel te neem, ek onthou van die heel eerste goed wat hulle vir jou sê, nee, partykeer vergeet ons die eerste goed van die koninkryk, van die heel eerste goed wat hulle vir ons sê. Die eerste reël is daar sê wat jy moet weet. Mariaan, as jy wil aflos hardloop, wat moet jy weet? Een van die eerste goed wat ek moes weet is, wie verteenwoordig ek? Ek en jy moet weet, wie verteenwoordig ons? Ek kan nie sommer nou ewe skielik saam met die ander skool gaan hardloop nie, al is ek die heel vinnigste ou. Jy sien, ek moet weet wie verteenwoordig ek. So in die koninkryk moet ek verteenwoordig nou 'n koning en sy koninkryk. Ek is nie op my eie besig nie. Dan moet ek agterkom, jy's actually deel van 'n span. Nee, jy is nie die span nie. O ja, al is ek die vinnigste, ek is nie deel van die span nie, sê hulle vir jou in die aflos. Dit werk dieselfde in die koninkryk. Die Here het gekies om te sê, ek sit jou in 'n liggaam, sodat jy saam 'n verskil kan maak. Of jy aldag van hom hou, of jy aldag dink hy's reg, of jy dink die oog is die belangrikste, of die voet is belangrikste, die Here het gedink, dis alles belangrik, en hy sit jou as deel van daai liggaam. Dan sê hulle vir jou, ken jou plek in hierdie span. Waarvoor is jy verantwoordelik? Jy moet weet, gaan ek wegspring? Gaan ek die reguitstuk hardloop? Vang ek 'n draai of hardloop ek wenpaal toe? Ek kan nie sommer net besluit waarvoor is ek vandag lus nie. Ek moet my plek ken. Dis dieselfde in die koninkryk. Ek moet weet wat is my gawes en waar pas dit in? Want jy sien, dit maak 'n verskil in die koninkryk. Die 4de reël is bly in jou baan. Daai onderwyser het gesê, asseblief. Julle die beste tyd nog, maar as jy nie in jou baan bly nie, is ons gediskwalifiseer. Het jy dit al gehoor? Bly in jou baan, dis dieselfde in die koninkryk. Bly binne die roeping, want wanneer ons buite dit begin beweeg, dis wanneer ons aan mekaar stamp. Jy weet, en daar val die stokkie en die atleet. En daar is 'n hele span uit orde uit. Bly in jou baan. Dan is daar 'n baie belangrike reël, hou vas tog net die stokkie. Nee, hou vas die stokkie. Hulle sê vir jou, dit help nie hardloop die beste tyd nie. As jy daar kom, moet jy iets sê om aan te gee. Jy moet iets sê om aan te gee. Jy weet, anders is die hele span gediskwalifiseer. Dis dieselfde in die koninkryk. Hy sê, hou vas daai stokkie. Die koninkryksbeginsels gaan nie getoets word noodwendig op 'n Sondagoggend as ons almal worship nie, maar dit gaan getoets word daar in jou huwelik. Dit gaan getoets word daar by jou kinders. Dit gaan getoets word daar by jou werkplek. Dit gaan getoets word daar by jou sport, of dit nou tennis of paddle of rolbal of golf of wat dit ook al is. Daarso gaan jy moet weet, hoe lyk die stokkie wat ek vashou? Of het ek hom omgeruil vir 'n ander een? Ek sal moet kan staan daar, want anders het ek nie 'n stokkie om aan te gee nie. Nog 2 belangrike aspekte is, ek moet bereid wees om oor te gee.
hierdie ding behoort nie aan my nie, die koninkryksbeginsels behoort nie aan my nie. Ek moet sê, hoe kan ek dit oorgee? Ek kan nie wag nie, ek moet dit oorgee. Maar die volgende reël is, ek moet ook bereid wees om dit te ontvang. Daar kan nie net ouens wees wat oorgee nie. Die atleet wat in die span is, moet gereed wees om iets te kan ontvang, om verder daarmee te hardloop, sodat die span kan wen. In hierdie proses is daar 'n proses. Oorgee gebeur nie oornag nie. Ek onthou toe hulle ons geleer het, jy het dalk al gesien as jy dit nooit nog gedoen het op die TV. Jy weet, as hulle so met die aflosse besig is, dan hardloop die een atleet, hardloop na die volgende een toe, na die volgende oorgeepunt. En dan as hulle so slow motion wys, dan sal jy sien, maar nou lyk dit of hulle so langs mekaar hardloop. En dan staan 'n punt wat jy sien, nou vat die volgende atleet die stokkie. En dan hardloop hy verder, dan sien jy die ou wat hy net oorgegee het, hy staan nie, nee. Maar hy cheer so hard, want daai is sy span, nee. Hy moet nou wen. Hy is nie nou klaar my deel gedoen en nou, nee, hy is nog deel van die wedloop. In die koninkryk werk dit dieselfde. Om oor te gee is 'n proses. Ons moet na iemand toe hardloop, kyk wie is dit wat jy moet oorgee. In jou gesin, hoe lyk dit met jou kinders? By jou werk, oral waar jy is, in Koinona gemeente, wat is die stokkie wat ek dra? En vir wie moet ek dit oorgee? As ek die stokkie moet ontvang, moet ek bereid wees om dit te ontvang. Hier is die hartseer wat baie keer in die koninkryk gebeur. Ek dink aan die storie van Reinhard Bonke wat gesê het, toe die Here hom geroep het, hy was nie eers die eerste keuse nie, maar die eerste twee het gesê nee. Jy sien, dit is so hartseer dat baie keer in die beste gawes nie beskikbaar is in die koninkryk nie, want jy sien, om die stokkie te ontvang, moet ek beskikbaar wees. Ek kan nie paviljoen sit as hulle besig om goed oor te gee nie. En dan as ek oorgegee het, moedig ek aan. Dit is vir my so hartseer om te sien, baie keer in die geestelike familie, hoe pleks van dat ons oorgee en aanmoedig, wil ons oorgee, maar nou wil ons kritiseer. Nee, daar is 'n plek in die oorgee proses, wat ek saam met jou en langs jou hardloop, en saam met jou dit doen. En as ek dan oorgegee het, is ek jou grootste cheerleader. Gaan jy foute maak? Ja. Het ek al foute gemaak? Baie. Gaan ek nog? Baie. Maar ek glo in jou, jy kan dit doen. Maar kyk, as hierdie proses nou verkeerd loop, nee, dan kan dit nou vir jou lelike gemors afgee. Nou dit gebeur selfs op internasionale vlak. En ek het 'n klip saamgebring, wat ek graag wil hê ons net vinnig na kyk. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit op internasionale vlak? As ons nie lekker reg is met die oorgee proses nie. Kom ons kyk of hy kan speel, ons hoop so. To watch the second leg down the back straight, a real head-to-head between Shelley-Ann Fraser-Pryce. A real shame just seeing pictures here, the Chinese having all sorts of problems. Oh, they're just showing why their race unfolded. Ja, maar die klank was nou nie so lekker nie, maar dit was vir my hilarious, nee. Ek het gedink, hoe is dit moontlik op internasionale vlak? Maar die ding is, dit kan gebeur. As die oorgee proses nie regloop nie, wat het ek en jy, wat ons moet oorgee en vir wie? Dan is 'n paar wenke vir wenners, noem ek dit, of wenke vir wenspanne. Nou, daar is die tyd om baie daaroor te praat, jy gaan vinnig net so 3 noem. Een van die beste wenke vir 'n wenspan is wen is 'n spanpoging. Al is jy die heel beste, jy weet, ek het hierso geskryf, briljante individuele prestasie, verseker nie noodwendig 'n wen nie, maar wanneer individue elkeen briljant presteer vir die span, is wen baie keer die resultaat. Het jy dit al gesien? Baie keer met aflosspanne, dan as jy op die papier gaan kyk, nee, het hulle die 4 heel bestes in die wêreld tydsgewys, maar dis nie altyd die ou wat die aflosse wen nie. Dis nie die ou wat met die medaljes noodwendig wegstap nie, dis 'n spanpoging. Dan die volgende wenk wat ek gee, is nou nie AI nie, nee, julle weet mos, Artificial Intelligence. Dis ook 'n Marianne reformatie van AI. Ek noem dit AIA. Die all-in attitude.
Wanneer jy daar gaan, dan sê die afdrigter vir jou, gee nou net alles, hoor. Gee nou net alles, want hoekom? Want hy het gesien wat jy kan doen. all in attitude. Dis waarmee ek wil hê jy moet hierdie wedloop aanpak. En dan wat hulle ook vir jou sê, moenie ophou voor jy nie oor die wenstreep is nie. Is dit waar? Moenie ophou nie. Finish strong. Die wedloop is nie gewen voordat die wedloop nie klaar is nie. Hoeveel keer het ons dit nie al gesien nie? Dan sien jy, hier is die heel beste span. Hulle is voor, man. Hulle is met meters voor. En dan begin die ou net hier voor die einde, dan slaak hy so af. En dan kom die ou wat het rarig wou hê. Wat miskien nie die heel beste span gehad het nie. Maar hy was in met sy hele hart. En hy kom so verby. En hy wen die wedloop. Het julle dit al gesien? Daar is 'n paar wenke vir wenspanne. Ek lees graag vir ons Hebreërs 12, vers 1 tot 3 in die boodskap. Hy sê, loop jou lewenspad met volle oortuiging agter Jesus aan. Die lewe is soos 'n wedloop. Op die paviljoen het ons 'n skare mense wat voor ons met geloof en vertroue in God geleef het. Hulle moedig ons aan om gelowig vol te hou met hierdie wedloop. Laat ons dan ontslae raak van enigiets wat ons hinder om die wedloop van die lewe behoorlik te hardloop. Dis vir al die sonde wat ons gedurig wil potjie. Kom ons los daai goed, sê hy. Laat ons maar net die wedloop hardloop deur op Jesus te konsentreer. Hy sal ons tot aan die einde help. Dink aan sy voorbeeld. Hou hom gedurig in gedagte. Dink aan alles wat hy moes deurmaak. As julle sy voorbeeld volg, sal julle nooit moedeloos word en tou opgooi nie. Is dit nie mooi nie? Romeine 15 vers 5 tot 6 sê, mag God wat die bron is van standvastigheid en bemoediging julle help. Die bron, dit is waar ons moet intrek. Kolossense 2 vers 11 sê, God is die een wat oor goddelike mag beskik. Hoor nou hierdie gedeelte, dit het my so geseën. Mag sy krag julle krag word, sodat julle glad nie ongeduldig word en begin moed verloor nie. Nee, staan vas en hou moed. Is dit nie mooi nie? Staan vas en hou moed. Ek kon nou nie die Afrikaans so lekker reg kry nie, maar hier is vir ons ietsie onthou van die Engels, relay. Waarvoor staan die R? Die R staan vir ready. In die koninkryk moet ons gereed wees. Die Here is altyd besig met iets. Ons moet gereed wees. Die E for expectant, met 'n verwagting vir 'n nuwe avontuur saam met die Here. Dis nooit oud nie, daar's elke keer iets nuut. En hierdie jaar het hy vir ons as 'n Koinonia familie ook iets gegee. En hy review alles, en hy restructure, en hy rearrange. So as jy voel, hoekom is hier soveel goedertjies wat besig om te verander? Die Here is besig om ons 'n nuwe seisoen te sit, en hy help ons om reg te maak vir dit. Die L het ek gesê, loving. Want jy sien, sonder die liefde is ons niks. As ons in die proses nie lief het nie, moet ons liewer niks doen nie. En waar kry ons daai liefde? Ons kry daai liefde by ons intrek by die Vader. En as dit daar gekry het, dan kan dit nie anders as om oor te loop nie. Die A staan vir always. Altyd, altyd, altyd. Elke dag. Soos die atleet. Nie net party daar nie. Net ek is nou vandag lus, ek voel so, ek is nie. Nee, as ek inskryf vir die wedloop van die lewe, is dit altyd, always. En die I, your will, your way and your timing. Here, ek kom vandag waar ek oorgee en sê, u wil op u manier en binne u tydsberekening is reg met my. Ek vertrou u genoeg. Dit bring my weer by 2 Timoteus 2. Wat jy voor baie getuies gehoor en verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne en vroue, wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Die boodskap sê, jy en baie ander het gehoor wat ek alles oor die Christelike dinge vertel het. Vertel dit nou weer vir mense wat jy kan vertrou, sodat hulle dit weer aan ander kan vertel. Ek en jy is toevertrou met 'n ongelooflike skatkis, vol waarhede. Koninkryksbeginsels vir elke area van ons lewe. En vanoggend staan die Vader hier, met sy arm so oop, en hy vra vir jou, is jy bereid om hierdie stokkie te ontvang? En as jy hom ontvang het, is jy bereid om hom aan te gee? Dis die vraag vanoggend. Kom ons bid.
Vader, baie dankie vir u ongelooflike hart vir ons vanoggend. Vir die omgee, vir die daar wees. Dankie Jesus vir die prys wat u betaal het, die volle prys, sodat dit vir ons moontlik is. En dan kom u nog en u gee ons die grootste geskenk ooit, die Heilige Gees, om by ons te wees, met ons te wees, in ons te wees, om ons te wees. Net alles om te sê, jy is nie alleen nie. En asof dit nie genoeg is nie, kom u en u gee vir ons 'n geestelike familie, om ons mekaar aan te moedig en sê, kom aan, jy kan dit doen. Jy kan hierdie doen. Jy kan dit doen.